Hallo julle, weer baie welkom so met die Vrydag. Ons het nou gister 'n wonderlike tyd gehad met die viering van die geboorte van Jesus, hier so aan die einde van 2025. En nou maak ons reg natuurlik vir die nuwe jaar, maar een van die wonderlike dinge aangaande die Here Jesus Christus wil ek graag koppel in Romeine 12 vers 5 het 'n kosbare gedagte wat dit by ons laat is. Hy sê, net soos ons, al is ons baie, as hy praat van die liggaam van die Here Jesus in die kerk, in Christus een liggaam, en almal afsonderlik lede van mekaar. Kom ek lees dit weer vir julle. Net soos ons, al is ons baie, in Christus een liggaam, en almal afsonderlik lede van mekaar. Ons is nie gemaak om alleen te wees. Toe die Here sien Adam is alleen, toe maak hy Eva vir hom. En daarvan het die wonderlike ervaring kom van familie wees, want hulle het kinders gehad, en natuurlijk later toe die volk van Israel by mekaar geroep is, en veral in die Nuwe Testament met die gemeentegedagte, het Jesus van ons 'n nuwe gedagte ingelei van ons is liggaam van die Here Jesus, ons dink aan die gemeente. Een van die wonderlike feite van menswees is dat, wanneer ons sê dat ons familie is, of het nou fisiese familie is, ons is 'n familie van mekaar, bloedfamilie, of in die gemeente, beteken ons as 'n klomp mense saamgebring word in die liggaam van Christus in sy eenheid. Maar ons kom by mekaar en ons sê, daai eenheid beteken, ek gee om vir jou. Ek sal my lewe gee vir jou. Onthou dat Jesus het gesê, hoe wonderlik is iemand wat sy lewe afgee vir sy vriende. Ons bedien mekaar in die gemeente, maar ons bedien mekaar ook in families. En as hy iets vir my kosbaar is in die tyd waar ons families by mekaar is, wens ek so dat die families het saam geniet. Baie kom van ver af. Maar dat is wonderlik as ons saam om 'n tafel kan sit en kan eet, en familie kan wees. Ons familie kyk uit van mekaar. Ons gee om vir mekaar, al die niggies en die neefs, is ons familie, is ons kinders. En het is wonderlik om die Here te dank dat ek iemand het, wat ek my familie kan noem, of het nou bloedfamilie is, of 'n vriend of 'n vriendin wat ek familie het. Kom ons eer die Here so, net hierdie jaar wat my voor lê. Ons familie, ons staan saam. Ons is een. Ons kyk uit vir mekaar. Die mens wat nie vir iemand anders kan uitkyk nie, ek weet nie waarvoor bestaan jy nie. Want die doel van ons bestaan is, om vir mekaar uit te kyk. So kom ons eer die Here vir ons families. Ons dank die Here dat ons kan saam staan, en in hierdie wêreld waar daar so baie aanslaap ons is, dat ons die vrede van die Here in ons lewens kan hê, maar veral ook, dat ons mekaar bystaan wanneer dinge nie so goed gaan nie. 2006 nog alleen nog voor, ons sal volgende week so ietsie daaroor sê, maar mag die Here vir julle seën. Kom ons eer die Here vir familie wees, en ons sê, want maak nie saak wat die mense aanvang nie, ons staan saam, en ons help mekaar. Kom ons bid net saam. Here, wanneer ons die aanbid in die naam groot maak, dan dankie sê dat iemand oor ons pad stuur, dat ons nie alleen hoef te wees nie. Iemand wat vir my sê, ek gee vir jou om, en die voorreg dat ek ook my hand kan uitsteek na iemand te sê, ek sal jou help. Laat my net weet, ek staan vir jou by. Eer ons die Here dat U seun vir ons gegee het, en vir ons kom leer het wat dit is om familie te wees. Dat ons bereid sal wees, Here, om ons lewens af te lê vir ons vriende, die wyse waarop ons mekaar bedien en vir mekaar omgee. Dankie vir die omgee liefde wat in ons harte kom plaas het ook. En dankie Here dat U vir ons die gawes gee om mekaar by te staan in alle vorme van nood, dat niemand in hierdie wêreld alleen hoef te wees nie. Amen. Mag hierdie tyd vir ons herinner, dat ons hoef nie alleen te wees nie. Vriende, ons as gemeente wil nie hê jy moet alleen stoei met goed nie. Die goedjies is waarmee jy stoei, kom praat met ons as 4 predikante wat vir jou kan bystaan in die hele gemeente. Groep, en daar is 'n mannegroep, 'n vrouevereniging, 'n klomp dames verenigde groepe. En ons is daar om mense te help en saam te staan en mekaar te bedien. Asseblief, moenie alleen stoei met goed nie. In julle huwelike, in julle ouerskap met die kinders en jong mense, moenie alleen stoei nie. Kom saam met ons. Ons eer die Here vir die familie waartoe ons geroep het. Here seën vir julle, dat soos hy wil, ons die volgende week by mekaar kan kom. Kom ons maak maar so, ons sê vir mekaar, ons is lief vir die Here, want ons weet hy is lief vir ons. Totsiens, tot volgende week.